Here, ons kan sing dat U is heilig, maar ons sal eintlik dit nooit kan verstaan eers nie. Ons sal dit nooit kan omvat nie, ons is nooit so dat ons kan sê, nou verstaan ons presies God. En ons verstaan U dat wie U is. Ons sal dit nooit verstaan nie. Maar U verstaan ons. En U weet hoe ons is. En daarom leer U ons. En daarom ons vra, Vader, soos ons gesin hier sit, ons is U kinders, en wil ons vra dat U deur die Heilige Gees nou vir ons regtig sal kom gereed maak om te luister wat die woord sê en dat die boodskap is. Help vir ons daarmee. Help vir my dat om hierdie woord maar net as 'n kanaal te gebruik. Dankie dat U Heilige Gees hierdie vertaalwerk doen tussen die Bybel en my en ons wat luister, en dankie dat U by ons is. Amen. Nou ons jaarthema, soos julle weet, is Jesus is 'n lewe van impak, of Jesus 'n lewe van impak. En die hele idee van die tema is, wat se impak het Jesus gemaak? En ons weet die impak is groot. Ons het gepraat oor die jaartal wat so is dat ons leef in die jaar 2025 na Christus. Die hele wêreld hou nou net Paasfees gehou, of daar baie in die westerse lande en het Kersfees gehou. So die wêreld is die impak van Jesus is baie duidelik. Nou wat ons hierdie kwartaal gedink het om te praat is oor om te sê, maar wat is die impak van Jesus toe hy op aarde was? Wat het hy hier kom doen, wat vir ons ook 'n impak sal hê? Want dit help nie ons sê Jesus het 'n lewe van impak, en ons sê, wow, dis 'n lekker slogan om te ken, maar hy het nie impak in ons lewens nie. Maar dis eintlik waarmee hy besig is om impak te maak in jou lewe. En daarom lees ons die woord, en daarom kom ons kerk toe, om te sê, hier's ons is gereed, maak 'n impak in ons lewe. En hy doen dit. En Johannes het gegaan, en Johannes was een van sy eerste disippels wat hy geroep het. Hy was deel van, hy het 'n broer gehad, Andreas, is ons reg? Toets ek julle? Nee, as Jakobus. Ja, so hy het 'n broer gehad, en hulle is albei geroep, en saam met Jesus, hulle was vissermense gewees. So as jy ooit Johannes sou lees, en jy dink, en jy lees daardeur, en dit is 'n wonderlike boek om te lees. Mense vir my vra, waar kan ek begin lees? Ek sê, lees Johannes. Want Johannes het hierdie ongelooflike manier hoe hy net praat met mense, maar hy was 'n visserman. Nou, dan is jy verstom dat 'n visserman so iets kan skryf. So dit beteken, daar is 'n impak in sy lewe gemaak om sulke diep goeie te skryf. Nou, wat hy gedoen het, hy het 8 wonderwerke gevat, van die 37 waarvan opgeteken is, en dat hy het oor die 8 wonderwerke gepraat, deur die loop van sy boek wat hy geskryf het. En toe dink ek, maar as hy dink, dis belangrik, daai 8, dan moet ons miskien by daai 8 gaan stil staan. En dis wat ons hierdie kwartaal gaan doen, is in jou Bybelstudieboekie gaan julle dit kry, ons is vir die 8 weke gaan ons luister na verskillende wonderwerke, wat Johannes gedink het, ter al die ander wonderwerke uit te kies, om te sê, ek wil net hierdie wonderwerke vertel. En die rede hoekom hy dit vertel, sê hy in die einde van sy boek. Hy sê in sy einde van sy boek, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, wat voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens, hierdie 8 wondertekens wat hy opgeteken, is beskrywe, hoekom? Sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. So as jy die boek gaan lees van Johannes, maar as jy dan by die wondertekens kom stilstaan, dan dink jy, sê Johannes, daar's baie ander goed wat gebeur het. Aan die einde van die boek sê hy, as ek vir julle alles moet opskryf wat gebeur het, dan gaan daar nie genoeg boeke wees nie, om dit op te skryf nie. So Johannes kom en hy sê, ek wil hierdie 8 vir julle vertel. So wat sê hy is die eerste een? Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was ook daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. En toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. En toe sê hy vir hulle, skep daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. En hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet.
Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, julle moet nou nie so dit is nou 'n ding vat nie, die van swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Nou julle wat nou al was by 'n troue wat ek aangebied het, sal weet ek vertel altyd hierdie storie of meeste van die tyd hierdie storie by van die troues. So as jy nou die storie gehoor het, kan jy vir 'n paar minute net afskakel. Maar die storie gaan so dat hierdie seentjie was by die kerk gewees en in die sonnaskool gewees en na die sonnaskool toe tel sy ma hom op en sy sê vir hom, maar wat het die juffrou julle geleer vandag? Hy sê nee, die juffrou het ons geleer dat Jesus het water in wyn verander. En sy ma sê, okay, so wat is die les wat jy geleer het? En nou dink hy sê, dit, as jy 'n troue hou, sorg dat Jesus daar is. En dis waar, nee, as jy 'n troue het, sorg dat Jesus daar is. Maar dis wat gebeur. Johannes kom en dalk is dit die les wat ons moet leer, as jy 'n troue hou, dat Jesus daar moet wees. Maar die les, kom ons hoor wat leer hy vir ons. Ons gaan nou so 'n bietjie deur hierdie ding werk. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. So ek gaan so stukkie vir stukkie probeer dit is elke vers is net soveel inligting. Mense lees dit vinnig verby, maar daar staan op die 3de dag. Nou moet jy nou dadelik vir jou vra, maar wat bedoel hy op die 3de dag? Hoekom sê hy die 3de dag? Wat 'n 3de dag is dit? As die 3de dag van die troue was dit, wat is hierdie 3de dag waarvan hy praat? So ek dink, en dis wat die meeste, as jy nou gaan terugkyk, die meeste ouens wat na die Bybel kyk, sê, wat gebeur het, Jesus het vir 30 jaar saam met sy ma, Jesus het vir 30 jaar 'n gewone werk gedoen, soos wat enige een van ons gedoen het. Hy was 'n skrynwerker, hy het 'n besigheid gehad, hy het hout gekap, hy het kusyne ingesit, dakkappe ingesit, hy het ouens se wiele reggemaak seker, en dit was sy werk. Maar dis nie hoekom hy gekom het nie. Die Here het gesê, op 'n stadium moet jy dit kom doen wat jy kom doen het, en toe hy so net so na hy 30 was, het hy begin daarmee. Nou as jy gaan lees terug, dan sal jy agterkom in Johannes 1, Johannes Doper het gekom en hy het vir Jesus gedoop, en na dit het Jesus gegaan en hy het vir hom begin disippels bymekaar maak. So dis die eerste dag. Nou as jy nou gaan lees in net voor dit in Johannes 1, dan sê hy het iemand geroep, dan sê hy in die volgende dag het hy nog ouens geroep en toe het hulle na Galilea vertrek. So is belangrik as Johannes 'n ding skryf wat hy wil hê ons moet verstaan wat hier aangaan. Maar hy sê op die 3de dag, met ander woorde die 3de dag nadat hy begin het om sy disippels te geroep het, is hy genooi na 'n bruilof toe. En die bruilof beskryf hy dis in Kana en dis naby sy tuisdorp, as jy die kaart daar kan opsit. Nasaret is hier onder en dis omtrent so 10 kilometer na Kana toe gewees. So hy was, daar waar hy gedoop was, daar waar Johannes was, toe roep hy 'n klompie disippels, die 2de dag het hy nog ouens geroep, en op sy pad het hy begin loop na Kana toe, en daar is hy by die bruilof. Nou iets wat ons moet raak sien hier, wat nou miskien 'n bietjie heeltemal van die punt af is, maar dit is nogal belangrik om te sien, kom ek sê net eers dit, Jesus is genooi, en sy ma was genooi. So dis die inligting wat ons het. Hierdie mense moes hulle geken het. En hy het sommer sy disippels ook saamgebring. So dis miskien hoekom die wyn opgeraak het, want toe die 12 disippels is daar, hulle het nie verwag om hulle ook nog daar te hê nie, maar in elk geval. So dis, hy bring sy disippels saam, maar is iets wat ek wil hê, ons moet hoor wat, julle kan nou nie sê, dit is nou teologie nie, want dit kom nie noodwendig so uit die Bybel, maar my vraag was, terwyl ek voorberei het, waar was Josef? Josef, Jesus sy stiefpa, sy aardse pa, waar was hy gewees? En toe begin ek daaroor lees om te sê, want ek hoor net Maria was daar, en Jesus was daar, en toe probeer ek daaroor lees, en dan kom ek agter, maar jy weet eintlik nie veel van Josef nie. Wat ons weet, dat Josef was die laaste keer wat daar van Josef gepraat was toe hy 12 jaar oud was, Jesus 12 jaar oud was. Daarna weet ons niks van Josef nie.
En so na alle waarskynlikheid was Josef alreeds dood. Want as jy gaan lees daar by hierdie verhaal, dis Jesus se ma en Jesus wat daar is. En as daar 'n probleem kom, gaan sy nie na 'n man toe nie, maar dit sou die natuurlike ding gewees het. Sy gaan na haar seun toe, want as 'n pa sou doodgaan, dan vat die oudste seun gewoonlik al die rolle oor van die pa. En daarom praat hulle baie keer van Jesus die timmerman se seun of die timmerman. Hulle sê hy het nou 'n skrynwerker. So hulle verwys nêrens weer na Josef toe nie. En daar's 'n rede hoekom ek hierdie goed wil sê. So as Josef op 'n stadium, toe Jesus op 'n stadium het hy weggeraak, toe het hulle hom gaan soek, en daarna lees ons niks weer van hom nie. As Jesus doodgaan aan die kruis, dan sê hy vir Johannes, sal jy asseblief na my ma kyk. So dit beteken Josef was nie meer daar nie. Josef kon nie na sy ma kyk nie, want sy was nie meer daar nie. Nou as jy dit, toe dink ek maar, as jy dit kan verstaan, dan verstaan jy as Jesus net sê wat ons gaan lees, my tyd het nog nie gekom nie. Want as Josef dan nou ergens tussen die feit dat Jesus 12 jaar oud was en 30 jaar oud was, dood gegaan het, dan kon Jesus mos die vermoë gehad het om uit die doodheid op te wek. Maar sy tyd was nog nie daar nie. So dis wat Johannes probeer verduidelik, daar was 'n sekere ding wat Jesus eers moes doen, hy moes eers begin het met sy bediening. En toe dink ek, maar as dit so is, en jy kan met my daaroor verskil, maar as dit so is, dat Josef dood gegaan het, dan moes Jesus, toe hy 'n jong man was, of onder 30, moes hy beleef het, sy ma se hartseer, vir haar man wat dood is, sy eie hartseer van sy pa wat dood is, sy broers en susters se hartseer, en dan het hy ook 'n pa aan die dood afgestaan, en het hy by 'n graf gestaan, en daarom verstaan hy ons. Hy verstaan ons. Die Bybel, Jesus is net gekom om sonde te kom vergewe. Die Hebreërs sê, hy verstaan hoe mense werk. Want dis wat hy kom doen het. Hy het deel van ons lewe geword. So dis maar net 'n ding wat ek oor gewonder het. Ek gedink, maar kom ons praat daaroor, want waar was Josef? Nou kom ons gaan terug na die storie toe. Toe die wyn opraak, sê Jesus se vermoeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Nou hier's weer 'n paar goed wat ons moet verstaan. Een, wat ek nie kan verstaan nie, hoekom weet Maria dit, dat die wyn op is? Het iemand vir haar kom sê, het sy gaan vra, as jy 'n gas is by die troue, en iets raak op, gaan hulle nie na die gaste toe kom en sê, hoor, die kos is op, of wat ook al. Hulle gaan vir die ou wat dit moet organise sê, of wat belangrik, of wat deel is. So ek dink sy was baie betrokke by hierdie wyn, by hierdie troue. En die tweede ding wat ons hier moet raak sien, wat impliseer in die teks, daar's 'n angstigheid by haar, of 'n bekommernis, want hoekom pla dit haar? Wat is dit haar besigheid dat die wyn op is? Want sy het geweet, dis 'n nou. Jou wyn kan nie opraak by 'n troue nie. By vandag se troues, ek weet nie wat maak as die wyn op is nie. Jy moet nie sorg dat die wyn opmaak nie. Maar dis 'n nou, want in die Joodse tradisie het troues vir baie lank aangehou. Meer as 2-3 dae, partykeer tot 7 dae, hang nou af. En dit was die bruidegom se werk, sy verantwoordelikheid om te reël die troue. Dit was nie soos nou so ons werk, ons groot geword, die bruid, nou sit, ek dink werk ons saam daaraan. Maar die bruidegom moes al daai goeders reël. Hy het selfs 'n kontrak gesluit, wanneer hulle verloof raak, het hulle om 'n tafel gesit, en al die goed wat hy moes doen is gestipuleer. En een van die goed wat daar gestipuleer sou wees, jy reël die troue. En jy sorg daar genoeg kos is, en genoeg wyn is. Soos 'n geweldige verleentheid vir die bruidegom, 1, of hy het nie goed gereël nie, of 2, hy was stingy, hy was suinig, of 3, daar was 'n klomp ouens wat te veel gedrink het, en hy het nie dit verwag dat die ouens so baie gaan drink. Maar wat ook al gebeur, vir hom was dit baie 'n groot verleentheid, en daarom dink ek, Maria was baie meer betrokke by hulle, want sy het hierdie verleentheid gesien, en ek sê, hoor jy, ons moet sorg dat hierdie nou, asseblief nie hierdie wyn opraak nie. Nou kom Maria na Jesus toe. Dis weer 'n teken daarvan, dat Josef was nie daar nie. Sy kom na Jesus toe, en dit wat sy nou sê is, die wyn het opgeraak. Ek wonder hoe sy dit gesê. Miskien met haar gesigsuitdrukking, is dat sy met haar stem iets probeer sê. Het is nie eens om sê, jy weet, dit te loop, sy wyn het opgeraak nie. Ek dink sy het dit met 'n intensie gesê wat hy verstaan het, want ek dink sy het vir hom gesê, jong, dit is 'n groot verleentheid hier. En sy impliseer, maar hoorie, ek hoef nie te worry nie, want jy kom ons iets omtrent doen.
Dit staan nie so nie, maar ek wonder hoe sy dit gesê. Want die antwoord van Jesus is net ongelooflik. Hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou ons vertaling vertaal dit nie mooi nie. As jy na die ou vertaling gaan kyk, dan sê Jesus vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom. Die Engels sê, woman, what does this have to do with me? Dis asof hy sê, dit het niks maar, wat het dit met my uit te waai, dat die wyn opgeraak het? Dis nie jou besigheid, dis nie my besigheid nie, dis hulle besigheid. Dit klink so, maar sou so verstaan, dat hier iets gebeur het in die geestelike riem. Want hy sê nie net vrou op 'n lelike manier nie. Dit is 'n manier hoe jy respekvol met iemand gepraat het, wat jy ontmoet. Ons doen dit self, ons sê mevrou, of ma'am. Dis die manier hoe hy aanspreek, is nie ma nie, maar mevrou. Wat het hierdie goed met my uit te waai? Bedoelende, dat hierdie vrou wat hy voor hom staan, is nou net 'n gewone vrou. Want sy het nie meer 'n impak op hom nie. En dis 'n ongelooflike ding wat ons kan saam met ons vat. Met ander woorde, dat sy dalk dit gedink. Sy het dalk gedink, maar ek kon, omdat ek Jesus se ma is, sal hy vir my luister en sal ons kan wyn organise hier, want ek gaan sy arm kan draai. Maar Jesus wil niks daarvan hê nie. Dit het al begin toe hy 12 jaar oud was, toe hulle hom kon soek het in die tempel. Julle weet hy het weggeraak. Hy was amper weg. Toe kry hulle hom in die tempel. En dan in die tempel het hulle sê vir sy ma en sy pa, ek is besig met my vader se besigheid. Op 'n ander stadium kom sy ma en sy broers, nou wil hulle hom kom haal, dan sê hulle, hoorie, hy's besig om sy kop af te raak. Hy werk, ek dink hy het hom oor 'n mik gewerk. En hoor wat staan daar. Iemand sê toe vir hom, u moeder en die broers staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê toe vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder? Wie is my broers? Toe wys hy met sy hande na sy disippels en sê, daar's my moeder en daar's my broers. Elkeen wat die wil doen vir my Vader wat in die hemel is, die broer en my suster. So wat hy probeer sê hier vir Maria, ons lees dit nie in die verse, maar julle moet saam met my probeer dink, dat iets gebeur tussen vers 3 en vers 4. Vers 3 sê hy vir hom, hoorie, asseblief die wyn het opgeraak. Vers 4 sê hy vir haar, vrou, wat het dit met my uit te waai? Dit het niks met my uit te doen nie, maar dat iets gebeur, en die ding wat gebeur het, dat ek dink dat 'n duidelike skuif gekom by Jesus, deur te sê, ek kan nie meer, die verhouding tussen my en u het nou verander. Nou is u net soos enige ander gewone persoon, wat nie aanspraak het op my nie. En dit beteken vir ons geweldig baie. 1, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoeveel jy al vir die Here gedoen het, en wat jy ook al beteken vir mense nie, of niks nie, dit maak nie aan God saak nie. Jy gaan nie vir God deur dit wat jy gedoen het, of dit wie jy is, jy is Maria, die moeder van Jesus, beïndruk nie. Almal is by God gelyk. Maria is nie God nie, Maria, en daarom kan jy nie deur Maria na Jesus toe gaan nie, soos hierdie ouens probeer het. Hulle het gesê, hoor, sê vir hom, daar is die wyn is op, en dan gaan sê sy dit vir hom, en hy sê, dit werk nie meer so nie. Niemand kom na my toe nie, of na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jy kan nie deur jy het nie 'n spesiale rol nie, jy is net 'n gewone vrou, soos al die ander mense. En dit beteken vir my, dat ons is gelyk voor God. Niemand het 'n voortrek. Die Bybel sê ook nie, die Here trek niemand voor nie. Almal van julle, maak nie saak hoe sleg jy is, hoe goed jy is, wie ook al was nie, is vry om na God toe gaan gelyk, want daar is 'n streep in die sand getrek. Is asof hy sê, vrou, hierdie is nie my besigheid nie, maar ek sal dit my besigheid maak as ek wil. En ek dink dis wat ons moet hoor, want hy sê vir haar, my tyd het nog nie gekom nie. Nou dit het hy 'n paar keer gesê. Hy het 'n paar keer vir die disippels gesê, dan wil hulle goeders doen, staan nie, wil hulle klomp ouens sommer net sê, maak ons stuur gou iemand om daai klomp mense sommer dood te maak wat ons bespot het. En dan sê Jesus, my tyd het nog nie gekom nie. Almekaar, dan wil hulle goed doen of goed, dan sê hy, my tyd het nog nie gekom nie. En ons het gesien by Paasfees, daar het 'n tyd gekom wat hy vir hulle gesê het. My tyd het gekom. My tyd het gekom om te gaan sterf aan die kruis. So daar's iets wat hy hier wil sê, van vir haar te laat weet, maar die tyd wat jy wil hê, ek moet goed doen. Ma, moeder, gewone vrou in my lewe,
streep is getrek, ek gaan nie nou my tyd doen nie. Maar dan gebeur 'n ongelooflike ding. En ek wonder wat Maria gesien het. Want sy antwoord is, en ek dink sy het nou so met Jesus gepraat, en hy het vir haar gesê, hoorie, my tyd het nie gekom nie, en dan draai sy om na die kelders en sê sy vir hulle, doen wat hy vir julle sê. Wat ook al hy vir julle sê, moet julle doen. Dat is vir my of 'n stuk geloof by haar was. Dalk het sy dit gehoor in sy stem. Dalk het sy gesnap. Okay, Jesus gaan nou sy bediening begin. Ek weet, want ek het hom verwag. Hulle het vir my gesê, hy gaan die Messias wees, die redder wees, en nou werk hy in die skrynwerkerswinkel, en nou sien ek, die tyd het gekom, en nou is daar 'n streep, en daarom sê sy vir die ouens, wat hy ook al vir julle sê, dit moet julle doen. Nou gaan hier die storie verder. En hier is 'n geweldige klomp inligting. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. En elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. En Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. En hulle het alles tot bo toe vol gemaak. Ek het gesê tussen vers 3 en 4 het Jesus gekom en het 'n streep getrek. Ek sê, Maria, mevrou, wat het hy met my uit te waai? En nou reageer hy op wat mens sal kan dink, het hy op sy ma gereageer, maar hy het nie. Want hy sê op 'n stadium, ek doen niks wat my Vader nie vir my sê om te doen nie. So was dit so, en ek het al gewonder daar in die week, was dit dalk so, dat die Vader al reeds vir hom gesê het, ek gaan maak dat die wyn opraak, en ek wil hê jy moet op 'n stadium die wonderteken doen, deur die water in wyn te verander. En nou kom Maria, nou sê sy ook vir hom dit, en hy sê, dis nie eintlik jou besigheid nie, want as ek nou die water in wyn sou verander, dan kan jy die eer vat en sê, maar hoorie, ek het al gesê met die water in wyn, almal van julle kom ons, nou, jy weet, as daar by die bedankings kom, dankie vir Maria, wat georganiseer het dat ons nog 'n bietjie meer wyn kry. Die eer is nie by jou nie. Miskien het God voor met hom gepraat, maar God moes definitief, Vader moes met hom gepraat het, want hy reageer nie meer op die vrou wat voor hom staan nie, maar hy reageer op die Vader. En dan is daar klompie detail, ek wonder wie van julle het die somme gemaak, toe ons het gelees het. Daar het 6 kanne gestaan, en daar was 100 liter, wie het die som gemaak? Hoeveel liter? Ek het gedink iemand gaan dit doen. Julle, dis meer wat jou troue was, hopelik. Ek hoop jy het meer as 600 liter wyn daar gehad nie. Dis vir my net amazing, dat Jesus kom, en hy gee nie om in oorvloed te gee nie. En waar was die wynkelder? Waar was die wynvaatjies? Wat hulle dit gaan weggooi? Nou gebruik hy, en dis die belangrike ding wat ons hier moet lees, is dat hy gebruik waterkanne. Nou mens kan 'n klomp geestelike goed daarin lees wat ek nou nie noodwendig wil doen nie, maar hy vat waterkanne wat gebruik was om hulle self te reinig voordat hulle eet. Dis 'n seremoniële seremonie wat hulle altyd doen, was hulle hande, voor hulle gaan eet. Nou, dis die kanne wat hy gebruik. Nou kon hy nie net wyn gemaak het, en elke ou se glas, en as hulle kyk is die glas vol, sy leeg is, dan maak hy dit weer vol nie. Dis soos wanneer jy by Turkye gaan tee drink, hulle kry hier sterk tee. Nou sluk ek dit vinnig af, wat ek net kan, dan sê, you like, no, dan gee hulle vir jou nog meer. Ek gooi party een keer so in die plant, en hulle sê, you want more, dan gooi hulle net vir jou in. Dis nie wat gebeur, Jesus kon dit so gedoen het, as jou glas leeg is, hy vol, en dit sal 'n wonderwerk gewees het, of hy kon die wynvaatjies gevat het, en dit vol gemaak, maar hy vat hierdie waterkanne, wat eintlik vuil is, waar die mense hulle hande kom was, en skoonmaak, was dit dalk so groot. Hy vat dit, en hy sê vir die kelners die volgende, nou sê hy vir hulle, hy sê, gemaak dit vol water. Nou, ek wil net so sê, dink net jy was die arme kelner, hou net eers vir terug, die arme kelner, hy kry die opdrag, jy met 600 liter water, of kom ons sê maar hy was halfvol, 300 liter water gaan gooi. Dis nie waarvoor hulle opgesaai het nie, en waar kry jy water? Jy moet loop na 'n put toe, jy moet ergens in 'n fontein dit gaan haal, of 'n stroom. So hier loop hulle met hulle kannetjies, wat hoe groot ook al was, en hulle moet 600 liter water gaan haal. Dit is, ek dink net hulle gesigte het ook net gesê, ons moet al hierdie werk gaan doen. So kom ons lees verder wat gebeur. So, Jesus sê toe vir die kellers, maak jy kanne vol,
En hulle het dit volgemaak. En nou gaan ons na die volgende vers. Ja, toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gee dit aan vir die seremoniemeester. En hulle het dit gedoen. En die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie. Maar die kelders van die water geskep het geweet. Ek dink net, hulle het net so gestaan. Ons weet. Dat is maar so 'n ding wat die Afrikaners sê, ons weet, ons weet wat julle nie weet nie. Amper so iets. Ja, ons weet wat jy nie weet nie. Dit is net of wat so amazing was, maar as jy agter die skerms lees, jy moes ongelooflik geloof by hierdie kelners gewees het. Gewone kelners. Hier kom hierdie ma of hierdie vrou na hulle toe sê, wat hierdie ou vir julle sê, moet julle doen. Hier kom die ou, Jesus, en hy sê vir hulle, hoorie, maak hierdie waterkanne vol water, vir hierdie waterbakke. Ek dink hulle was 'n frons op hulle, hè? Dit was hierdie goed vol, wat wil jy maak? Sy het net gesê, ek moet doen wat julle sê. En dan maak hulle dit vol, kyk die oorvloed van God, tot op die brim staan daar in die Engels, totaal en al vol. En nou het hulle die geloof, nou sê vir hulle, skep daarvan uit. Dink net vir jou, jy's 'n kelner, jy het nou 'n klomp water gaan haal by die stroom, en jy het dit nou kom ingooi hier, of by die put of waar ook al. En hy sê, skep hiervan uit, en vat dit na die ou toe, die seremoniemeester, en sê hy moet drink. Wat gaan hy maak as jy vir hom sê, hoor, drink hiervan, en dit is net gewone water wat uit die stroom uitkom. So hulle moes geloof gehad het, dat hier is iets besig om te gebeur. Maar miskien het hulle gesien, is rooi, miskien het hulle dit geruik, en sê, wow, hier is wyn. Maar dis so 'n wonderlike storie van geloof agter die skerms, wat ek wil hê die Here moet ons leer. Dis die goed wat maak dat wonderwerke gebeur. En dan sê die seremoniemeester, toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, hy roep uit die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, as die mense goed gedrink het, en die swakker gehalte later, maar jy die goeie wyn tot nou toe teruggehou. En dit is vir my net amazing as jy agter die skerms lees, dat God het altyd die beste in gedagte. Dis asof die beste vir julle nog voor lê. Die beste wat nog kom. En dis vir my 'n tweede ding wat vir my so ongelooflik is dat Jesus 'n alledaagse probleem, te min wyn, verander in 'n wonderwerk. Dan is dit wat jy mee sit, enige alledaagse probleem, dalk 'n groot probleem, mos vir hom niks nie. Dan kan hy dit mos verander soos wat hy wil. En daarom sê hy, die rede hoekom hy hierdie water in die wyn gemaak het, was in die eerste plek nie sodat die ouens nog weet lekker kon gekuier het nie. Dit was deel daarvan. Hy wil hê mense moet ook vreugde hê. Maar die rede hoekom hy dit gemaak het is hierdie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof gekom. So die hele gedagte van ons vandag, wat 2000 jaar later, hierdie bekende storie lees, is dit. Hy het dit gedoen sodat die heerlikheid, dit wie hy is, vanoggend vir ons sal uitstaan, om te sê, wow, Jesus is waarlik God. Hy kan water in wyn verander, nie net 'n storieetjie van wat ons hoor en wat ons mee groot geword het nie. Dat hy sê, ek het dit gedoen, sodat my heerlikheid vir julle sigbaar kan word. En sodat julle kan glo. Dit was deel daarvan. En daarom het ek in die begin gelees, by vers 31, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam lewe kan hê. As jy nou so dink, water en wyn is 'n issue vir daai mense gewees, dan is dood en lewe eintlik die issue. En dis waarmee hy na ons toe kom te sê, ek het hierdie wondertekens gedoen, sodat julle wat vanoggend hierdie wonderteken hoor, kan glo dat Jesus die Seun van God is, en dat julle kan glo, hy is die Christus, die redder, sodat, hoekom? Sodat julle kan lewe hê. Dis waarmee God besig is in ons lewe. Hy wil vir ons lewe gee. Hy wil vir ons nuwe lewe gee. Hy wil vir ons lewe in hierdie lewe gee. Te sê, dis die moeite werd om te lewe, want Jesus is die Seun van God. Ek het net gedink so 'n paar lewenslesse wat jy kan saam met jou vat. 1, niks is vir Jesus te klein nie. Niks is vir hom te klein nie.
elke aspek van jou lewe, wat jy dalk dink, dis so onbelangrik. Ek kan nie vir Jesus dit vra nie, hy is besig op 'n ander plek. Niks is vir hom te klein nie. As jy vandag sit met 'n ding en dink, maar hoe gaan ek hierdie ding oplos? Niks is vir hom te klein nie. Ek wil self sê, 'n wiskundeprobleem, as jy nou net jou wiskunde geleer het, sal jy ook mee help. Hy sit met ons, hy sê, daai ding water en wyn is so 'n klein probleempie. Vir julle was dit dalk 'n bietjie groterige probleem, want hulle sal dalk in die skande gewees het. Maar niks is om te klein nie. Die tweede ding wat ek hoor, bring jou behoeftes na Jesus toe. Want as hulle nooit hulle behoeftes gebring het na Maria toe, en Maria nie na Jesus toe gekom het nie, sou hierdie wonderwerk nooit plaasgevind het nie. Maar wat gebeur het, iemand het hulle vertroue gesit op Jesus en gesê, maar ons gaan hierdie ding na hom toe bring. So as jy behoeftes het, praat met hom daaroor. Niks is vir hom te groot nie. Hy sê, niks sal my skei van my liefde, van my liefde vir julle nie. Hy sê, as jy moeg en oorlaai is, kom na my toe. En daar's nêrens 'n ding wat hy sê, maar daai moeg en oorlaai moet 'n bietjie heavy wees. Dit moet 'n baie groot issue wees voor jy na my toe kom. Daar's geen beperking nie. Bring elke ding wat jy moeg en oorlaai maak. Klein goedjies, bring dit na hom toe. Die derde ding, en daarmee sukkel ons, is aanvaar sy tydsberekening. Want ons dien nie 'n mikrogolf God nie. As jy 'n ding in 'n mikrogolf wil warm maak, hoe lank sit jy jou koffie in? En nie in 10 sekondes is hy warm. Maar die ketel vat te lank. Jesus is nie mikrogolf nie. Hy sê, my tyd het nog nie gekom nie. Miskien sit jy hier en jy bid al lank al vir goed. Hoor net dit, as hy vir jou sê, jou tyd het dalk nog nie gekom vir dit nie. Ek hou dit terug, of wat ook al. Maar sy tydsberekening sal altyd reg wees. Dan die vierde ding wat vir my ongelooflik is, hy doen niks sonder sy Vader nie. Niks sal met my gebeur, met jou gebeur, en sal in ons lewe verander, sonder die Vader dit nie vir hom sê nie. Die volgende ding wat ek net daaruit leer is, wees gehoorsaam. Hoor nou mooi, hy eenvoudige gehoorsame daad van kelners, wat nêrens weer genoem word, ons weet nie eens of hulle die Here begin dien het nie. Nee, ons het nie hulle name nie. Maar 'n eenvoudige daad van geloof of gehoorsaamheid het 'n ongelooflike wonderwerk laat gebeur. Want hulle het gegaan en hulle het gaan doen. En ek wonder by jou en my, of ons nie baie keer wonderwerke mis nie. God wil 'n wonderwerk in jou lewe doen, en as jy ongehoorsaam. Miskien sit jy hier en ek. Miskien is daar iemand wat jy sê, ek sal hy ou nooit vergewe nie. Dit wat hy met my gedoen het, dit wat sy my gedoen het, daai bitterheid wat ek het teenoor hom of haar, sal ek nooit laat gaan nie. Weet jy wat? Miskien deur daai ongehoorsaamheid, mis jy 'n wonderwerk wat God in jou en sy of haar lewe wil doen. Want jy is ongehoorsaam. Ek het al baie dit beleef, dan kry ek iemand se, net so, dink ek randomly aan iemand. Dan dink ek maar, ek moet dalk maar hierdie persoon bel. Dan bel ek. Dan sê die persoon vir my, maar hoe het jy geweet? Sê ek bel, sê hoor, is jy okay, want ek voel net ek moet vir jou vra of jy okay is. Hoe het jy geweet? Sê ek het nie geweet nie, die Here het my gesê ek moet jou bel. En weet jy, voel ek daarna. Ek voel hier 'n wonderwerk gebeur. Hierdie persoon aan die ander kant voel dat 'n wonderwerk gebeur. Dis hoe wonderwerke werk. En dat daar baie keer mense se name by my opgekom, want ek hulle nie gebel nie. En dan loop ek hulle so 'n paar maande raak en sê ek, hoor, hoe gaan met jou? Nou dag aan jou gedink. Ek sê, ja, Jesus, ek het toe so moeilike ding gegaan. En ek maar, wow, ek het 'n wonderwerk gemis, en hy het 'n wonderwerk gemis, of sy. As ek so gehoorsaam gewees het, daai persoon te bel, of ek weet nie wat die Here met jou doen nie, maar partykeer voel jy net, ek moet 'n ding doen dit, as dit voel dit kom van die Here af. En dan die volgende ding wat ek net hoor, is dat Jesus gebruik gewone mense en gewone goed. Dat ek nou nog gesê het, hy kan wyn sommer net gemaak het, hy kon wynvaatjies gemaak het, maar hy sê, ek gebruik sommer hierdie bakke man, dit is okay. Ons van goeders vreeslik, veral rondom godsdienstige goed, vir ons vreeslik heilig maak, vreeslik groot. Hy sê, maar vat sommer daai kanne. Ek dink hy so rondgekyk sê, vat sommer daai kanne. Ja, gebruik dit. Hy gebruik gewone goed, gewone mense, om sy wonderwerke te doen. En partykeer sit ons mis weer hierdie wonderwerke, want ons soek iets spectacular. Ek het die Afrikaanse woord wat nie bestaan nie, spectaculair. So jy gaan
kyk na hom, jy gaan hom nie kry nie, maar spektakulêr. Kan julle dit asseblief in die HAT opvat, julle wat hier na Afrika. Dis 'n spektakulêre ding. Ons wag vir daai dag. Wanneer hierdie groot goed gewoon, en dan sê ons, dis 'n wonderwerk. Maar hy werk deur alledagse goed, klein goedjies, wat jy vandag en môre gaan beleef en sê, dis 'n wonderwerk. Dis, want ons het die woord wonderwerk vervang met watter woord? Toevallig. Toevallig loop ek net hierdie persoon raak. Nee, dis niks vir niks nie. Ek het hierdie ou raak geloop en dis 'n wonderwerk. Want die Here het dit so beplan. Of klein goedjies gebeur en sê, dis toevallig dat dit nou net op die regte tyd op die regte plek was. Dis 'n wonderwerk. Want dis of toevallig iemand anders wat dit vir jou organise of God. En elke keer as God iets verander in jou lewe, of dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk dat jy hier is. Dis hoe God werk. En dan die laaste ding wat ek wil hê, wat die volgende ene is, die tweede laaste een is, God voorsien in oorvloed. Hy dink nie klein nie, hy dink groot. En dan die laaste ding is, hy transformeer. En dit is die les, ek wil eintlik oor al hierdie lewenslesse skryf. Hy transformeer. Nou, hy vat water en dan maak hy wyn. Hy kan enige lewe vat, wat jy vandag sal dink, daai ou sal nooit kan verander nie. Hy kan hoe sleg wees, God sal dit kan verander. Want hy is 'n God van transformasie. En daarom is dit nodig dat ons miskien weer sal dink, ek het daai ou bandjies wat ons gedra het, what would Jesus do, of wat sal Jesus doen? Miskien moet ons dit weer terugbring. Sê, wat wil Jesus in my lewe doen? Hoe wil hy my transformeer? Soos ek afsluit, kyk, as baie mense, maar ek dink veral mans, wat 2 verse, ongelowig en gelowig is, in die Bybel baie goed ken. Die eerste een is, as die vrou se bietjie, hard met hom praat, dan sê, staan daar nie in die Bybel dat 'n vrou moet aan 'n man onderdanig wees nie? Ongelowiges ken dit ook. Ja, daar staan dit, maar daar staan net daarna, dat jy moet jou vrou lief hê, soos wat Jesus sy kerk lief gehad het, en wat bereid was om vir haar te sterf. En ek dink die tweede vers, of die tweede gedeelte wat mense baie goed ken, as jy met hulle begin praat oor hulle drankprobleem, of hulle drankgebruik, dan sê hulle, maar dominee, is dit nie so dat Jesus self ook gedrink het nie? En is dit nie so dat hy water in wyn verander het nie? Nou wil jy my vir kom vertel, is verkeerd. Hulle ken hy versies. Of iemand sal sê, ja, maar Jesus het druiwesap gemaak, daar was nie alkohol in daai wyn gewees nie. Nou, ek wil hê, of jy nou dink, daar was alkohol in, of jy nou dink 600 liter is heeltemal te veel, miskien was dit eintlik net Jesus wat daai kappel gebless het. Want dit wat oorgebly het, kon hulle in bottels gaan, vaatjies gaan sit het, en of verkoop het, of nog jare daarvan gebruik het. So, dit was dalk 'n blessing vir hulle, ek weet nie. Maar is nie belangrik, of daar alkohol in was, en of dit baie was nie, want dit gaan nie daaroor nie. Die les, die groot les wat ek nou net gesê het, dit gaan oor transformasie. Oor Jesus wat sê, ek kan enigiets verander. Ek kan enigiets verander. Want hoekom? Ek gaan nou teruggaan na die begin toe. Hoe Johannes hierdie boek begin. Hy sê, in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Dis oor Jesus wat hy praat. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. So as jy dink oor wonderwerke, dan is dit Jesus wat kom sê, maak nie saak watter ding in jou lewe is nie. Hy het dit geskep en hy kan dit herskep en hy is in die besigheid van herskepping. So as ons die wonderwerk hoor, sê Johannes, as jy dit hoor, ek vertel jou van hierdie wonderwerk van die water en wyn, sodat jy sal glo dat Jesus die Christus is, dat hy die Seun van God is en dat jy hom moet glo en dat jy kan lewe. Want dis die transformasie wat ek dink God wil hê vandag. As hy vat water en wyn is die storie. Maar weet jy wat is die groot ding wat hy vat? Hy vat dood en hy verander dit in lewe. Hy verander jou doodsheid, as jy dalk dood is vandag vir God, of jy wat kyk, of dalk bietjie jou kanne leeg gemaak het, miskien is jou lewenskanne so half vol, miskien het daar ander goed begin oorneem in jou lewe. Hy sê,
Dis okay. Ek vat dit wat dood was en ek vat dit maak lewe. Dis wat hy kom doen. So ek bid, ek wil regtig vir jou bid en vir myself bid, dat ons daagliks sal sê, soos by die Here kom sit en sê, Here, hier is my lewenskan. Hy is dalk 'n bietjie leeg vandag van al my bekommernisse, of wat ook al my sonde wat ek doen, of wat ook al. Ek gee dit vir u en ek weet as ek dit vir u gegee het, gaan u dit volmaak. Want u verander dood in lewe. En doen dit 'n daaglikse proses, want hy sê ons moet dit daagliks doen. Hy sê laat jou deur die Heilige Gees vervul. Dis 'n daaglikse proses. Dis meer as een keer 'n dag wat jy moet terugkom en sê hoor jy my kan dit weer leeggeloop. Mense het dit die water uit my uitgespat. Verander asseblief weer my lewe. Net soos 'n laaste observasie is dat die eerste wonderwerk was water en wyn by 'n troue. Was nie 'n sieke wat genees is nie, en 'n demone wat uitgedryf was nie. So Jesus hou daarvan, as fees met vuur, met blydskap hê. Mense dink Christendom is boring, dis glad nie. Dis 'n joy te hê. Dis wat hy vir ons wil gee. So kom ons bid. Here, sonder u is niks nie, en u doen in elk geval sonder u Vader ook niks nie. En ek weet nie wie hier vanoggend sit en luister en kyk, wat sy lewe dalk so leeg is, dan hoor ek, u sal daai lewenskanne vol kom maak met lewe. U sê, ek skryf hierdie wonderwerke sodat julle kan lewe. U wil nie hê ons moet in 'n doodsheid leef nie. U wil nie hê dat sonde of goed wat met ons gebeur, omstandighede of mense met wie ons dit doen het, ons kanne so leeg maak dat ons eintlik Christene is wat met leë kanne sit nie. U wil dit volmaak tot by die boonste deel. En dan wil u vir ons sê, skep dit uit, lewe. En u wil vir ons vreugde bring. U hou daarvan om vir ons, dat ons bly is. So u ken elkeen wat hier sit en luister. U weet waar hy of sy staan met u. U weet hoe hulle lewe lyk. Wil jy asseblief op die manier wat jy altyd werk, sag met mense werk, en hulle vandag by 'n punt bring om te sê, miskien moet ek 'n bietjie stop, en my lewe net weer vir hom gee. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie, dan doen jy dit nou. Sê, Here, ek wil graag daai lewe hê. Ek wil in u glo, ek wil glo dat u die Christus is, die Seun van God, sodat ek kan lewe. Maar dankie dat u in hierdie besigheid van transformasie is. En dat jy nooit ophou transformeer nie. Dat jy my lewe die hele tyd transformeer en hulle wat jy sit en kyk en luister se lewens die hele tyd so verander. Help vir my en help vir ons in Jesus se naam. Amen.